Kom luister saam na Sielskoffie. Hierdie lewe bestaan uit hallows en kobaais. Hallo sê is natuurlik baie beter as die kobaai sê, want daar is altyd 'n vooruitsig en opgewondenheid, soos wanneer 'n baba gebore word. Jy uiteindelik jou wederhelf ontmoet, en moenie vergeet van die lekkerte van wanneer iemand wat jy lanklaas gesien het kom kuier nie, om al hulle stories te kan hoor van wat in hulle lewens aangaan, die drukkies van hallo sê en die kuiers wat wag vir die tydperk wat hulle hier is. Maar wanneer dit by die tyd kom dat hulle weer moet teruggaan, is die totsiens sê nooit lekker nie. Dit wek 'n hartseer in ons op en 'n mate van verlies, omdat daar 'n tydperk voorlê wat ons hulle nie fisies by ons sal hê nie. En dan skielik, onverwags op 'n dag, kom daar 'n finale kobaai sê. Jy kry net die oproep dat dit tyd is om finaal te kom groet, omdat daardie geliefde op pad is na 'n plek waar ons nog nie was nie. Dit is 'n baie seer totsiens, want hier op aarde sal daardie persoon wat finaal op pad is, nie weer wandel nie. Nie een van ons weet hoe om daardie finale kobaai te hanteer nie, want dit maak ons verboureerd. Dit bring pyn en hartseer, en dit kan ons selfs kwaad laat voel, want niemand het hierdie kobaai sê verwag nie. Ek en jy leef in hierdie wêreld, en dit is ons realiteit. En meeste van die tyd laat 'n finale totsiens ons weer boeke opvat en besef dat nie een van ons vir altyd hier gaan wees nie. Hierdie lewe is tydelik, en ons het net hierdie tyd hier op aarde om saam met ons verlosser onsself geestelik voor te berei vir die ewigheid. Maar hoeveel van ons doen dit? Hoeveel van ons is elke dag bewus dat die dood 'n realiteit is wat gaan plaasvind vir elkeen van ons? Dit is iets waaraan nie een van ons wil dink nie. Maar dit is nodig dat ons dit moet doen. Net soos ons elke dag ons liggame voed, is dit nodig dat ons ook ons geestelike wese voed met God se woord en 'n verhouding met hom, want dis ons gees wat vir ewig sal bly lewe en na hom toe sal verhuis. Dis in die finale totsiens sê van 'n geliefde wat ons God se teenwoordigheid, sy genade en liefde in oorvloed ontvang, en hy ons nog nader aan hom trek. Hy weet presies hoe jy voel, hoe hartseer jy is, en hoe baie jy daardie persoon sal mis. Bly gefokus op God, jou saligmaker, en leef in dankbaarheid vir elke oomblik wat jy saam met daardie persoon kon spandeer. Bly daardie leë gaatjie van verlies voed met God se woord en herinneringe aan daardie geliefde. Onthou, jy is nooit alleen nie. Vader is altyd by jou, en hy hou jou styf vas in hierdie tyd, wat slegs hy vir jou vertroosting en aanvaarding kan bring. Liefde, tot volgende keer.